Goeiemôre. Baie welkom in die eerste plek in die huis van die Here en in die tweede plek by die begrafnisdiens van Doreen Vera. Ek wil in besonder vanoggend vir Victor, vir Antonie, vir Alicia, al die ander naaste familie, al die vriende, mense in Portugal, mense in Australië, baie welkom sê. En mense is woordeloos vanoggend. We haven't got words. We just know that we will never understand this, why a lady of 60 years old must die, and it will never make sense to us. Maar vanoggend weet ons dat ons 'n lewende God dien, dat ons 'n almagtige God dien en dat hy in beheer is van die groot heelal. En die ongelooflike is dat hy met elkeen van ons sy kinders, dat hy met ons bemoeienis maak. En daarom weet ons dat sy raadsplan perfek is, dat niks gebeur sonder dat dit sy wil is nie. En ek bid dat julle vanoggend troos sal ervaar van God, ons Vader. En in hierdie tye weet 'n mens dat 'n mens net troos by hom kan kry, by niemand anders nie. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou teen alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. I greet you this morning in the wonderful name of our God, Jesus, our Christ, and the Holy Spirit. Amen. Let's pray together. Ons hemelse Vader, in hierdie oggend voel ons klein, voel ons broos, voel ons weerloos, voel ons swak. Here, ons kan maar net vanoggend voor u voete, voor u kruis kom kniel en kom sê, Here, hier is ons. Ons is stil vanoggend. Ons weet amper nie self hoe om te bid nie. Maar dankie, liewe Vader, dat u almagtige God is, dat u getrou is, dat u elkeen van ons se lewens in u hand vashou. Dankie dat ons kan lees dat nie een van ons hare uit ons kop sal val as dit nie u wil is nie. U het ons geboortedag bepaal en so het u ons sterfdag bepaal. En Here, hierdie wete maak ons vry vanoggend, maak ons rustig, dat ons weet eers in u groot prentjie pas elkeen van ons lewens in. Ek bid dat u op 'n besonderse manier vir ons sal bywees in hierdie oomblikke, dat u die trooster vir elkeen ons sal vertroos, dat u self ons trane sal afdroog. En baie dankie dat ons weet dat Doreen by u is, dat sy hier by ons is. Omdat ons Christene is ons deel van die ewigheid. En is ons dood op aarde, maar net die begin van die ewige heerlikheid. En ons dankie dat ons weet, ons is almal op pad na u toe, na ons geliefdes wat ons vooraf gegaan het. Baie dankie vir u liefde vir ons, wat van geslag tot geslag strek. U liefde is nimmer eindigend. Dankie dat ons u kinders kan wees. Amen. This morning I'm going to read you two scriptures in the Bible. The first one is Psalm 23, and then I'm going to read out of John 10. Psalm 23. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows.
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And then the passage out of John 10, and I'm going to read from verse 11. The theme here is the good shepherd and his sheep. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So, when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. But I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I'm going to read up to here. Hulle sê dat die bekendste psalm wat gelees word wanneer mense nood ervaar, wanneer daar dood is, deur die eeue heen, is Psalm 23. Hierdie psalm is die psalm wat mense aanroep wanneer hulle in die diepste ellende is. En hierdie psalm gee vir mense soveel troos. En ek dink die rede is omdat hierdie so 'n persoonlike psalm is. Dawid was self 'n herder gewees, so hy het geweet wat dit beteken om skape in die veld op te pas. Maar hy het ook 'n intieme verhouding met sy Vader gehad, en daarom kon hy met soveel oorgawe hierdie psalm skryf. Hy was maar daar in die veld voor hy koning geword het, maar 'n gewone skaapwagter. In daardie tyd was 'n skaapwagter 'n algemene professie om te gehad het. So as jy 'n skaapwagter was, dan was jy eintlik belangrik, of dis van die alledaagse beroepe wat daar was. En so het God hom dan geroep daar uit die velde uit en hom op die ou end koning gemaak. Ek dink Dawid gebruik die beeld van 'n skaap omdat hy sy eie weerloosheid besef het. Dawid was maar vol foute. En ek dink hy het geweet dat hy niks in sy lewe kon doen sonder dat God hom nie help nie, sonder die krag wat God hom gee nie. Dawid kon seker maklik hier die beeld gebruik het van 'n arend of 'n leeu, maar hy gebruik die beeld van 'n weerlose dier, 'n skaap. And you all know sheep. They can't really do anything on their own. They in a flock, and they listen to their shepherd's voice, and then they follow in his footsteps. So sheep is not the most clever animals on earth, but David chose sheep because that is the image that he want to brought through. Hy sê hier dat hy God persoonlik ken. Hy maak 'n persoonlike belydenis van hierdie psalm. Die ongelooflike is as jy dink aan skape. Skape hoef gelukkig nie hulle eie herder te kies nie. You don't have to choose your own shepherd. Your shepherd choose you. And what a wonderful thought that God choose us. He already has chosen us. Ongelooflik. Daarom hoef ek en jy niks ooit aan hom te bewys nie. Ons hoef nie met goeie werke in die hemel te probeer kom nie. Uit genade het hy ons gekies. Uit genade is ek en jy verseker van sy liefde vir ons, selfs al leef ons nie meer op aarde nie. Die ongelooflike hier in vers 1 tot 3, waar God as die goeie herder voorgestel word. Wat vir almal sorg, vir al sy skape sorg. Ons lees hier dat hy kos gee, dat hy water gee, genoeg vir vandag. Nie vir môre nie. God sorg vir ons vir vandag se krag. As ek dink aan Doreen, dan hoor ek stories hoe sy vir haar familie gesorg het. Hoe sy daar was, hoe sy voorsien het in haar gesin se behoeftes. She knew what it meant to be a shepherd for a family. That is who she was. As ons dink aan groen weivelde, ons lees groen weivelde, dan het ek altyd gedink, ek sien 'n prentjie van Europa, hierdie groen lowergroen gras, en daar lê skape in wei en herkou.
As ons gaan navorsing doen, dan sien ons dat in die antieke tydse Israel dit heeltemal anders gelyk het. Dit was bar, dit was droog, dit was grond en klippe. En hier en daar was 'n groen grassprietjie gewees. Daar waar 'n klip was wat 'n bietjie kondensasie onder laat plaasvind het, daar het 'n groen grassie gegroei. So as ek en jy vanoggend hoor, God sê, hy laat ons rus in groen weivelde, dan moet ek en jy weet, God weet baie goed hoe ons lewe is. Hy weet dat ons lewe 'n battle is. He knows how we struggle. He knows that we don't know how we will live tomorrow. We can't even think what will happen next week. Where will I get the strength for next week? He knows us. En daarom moet ons vir elke grasprietjie wat in ons pad kom, so dankbaar wees. And we must keep our eyes open to see the green pastures that He has for us. It can be small things in life, but He will give us the strength. He will provide for today. As julle vandag dink hoe hartseer julle is oor Doreen se dood, dan dink 'n mens, ek kan nie eers dink dat ek môre gaan opstaan nie. En die ongelooflike hier is dat God sê, ek voorsien vir jou genoeg krag vir vandag. Jy sal vir vandag genoeg krag hê. Jy hoef nie te bekommer oor môre nie. Môre gaan ek weer vir jou sorg. Ek gaan die manna van môre weer vir jou môre gee. Ek gee nie môre se manna vandag nie. En dit moet ons krag gee. God sê, hy doen hierdie dinge. Hy kyk so goed na ons, terwille van sy eie naam. Daarom doen hy dit. Dit sê iets van God se karakter, dat sy karakter vir hom ook op die spel is. En dan die ongelooflike lees ons, dat God ons deur donker plekke lei, dat ons deur doodskade weer moet gaan. As jy dink aan God ons herder, dan kon hy ons verseker om die doodskade wees gelei het, sodat ons nie deur diep valleie moes worstel nie. Maar hy kies daardie pad. Hy weet dat ons dit nodig het. Hy weet dat ons deur swaar dinge moet gaan, sodat ons innerlik kan sterker word. Nie een van ons is teen die dood bestand nie. Die een ding wat ons almal weet, is dat ons eendag gaan sterf. Soos wat Doreen ons vooruit gegaan het. Maar met ons God by ons, kan ons deur elke doodsvallei kom. En dan die ongelooflike, dan sal hy ons weer hoog op 'n bergtop laat staan. So dalk oor 'n jaar of 3 of 4, dan gaan jy voel, ek kan nou weer 'n bietjie verder kyk. Ek sien daarom nou weer met 'n afstand. Dis wat ons God doen. Hy gaan jou weer lei, dat jy gaan beter voel. Hierdie diep doodskade wees is nie vir altyd by ons nie. En dit moet ons krag gee, dat daar aan ons probleme, aan ons smart, gaan daar ook 'n einde kom. En julle almal wat geliefdes al aan die dood afgestaan het, weet, dat dit maar altyd by 'n mens bly. So jy vergeet nie, jy kom nooit regtig oor die dood van iemand nie, maar jy leer om aan te gaan. En dit is net met God se krag wat ons dit kan doen. En dan hier in vers 4, dan verander die trant van die psalm, en dan sê Dawid, God is my gids, nou hy lei my nou op die pad. En hy sê, u stok, u staf beskerm my. En so is God ook maar in ons lewens teenwoordig. Hy sien as ons afdraai paadjies vat. En soos wat 'n mens daai beeld het van 'n herder wat met sy stok so die skape weer op die pad help, so maak God met ons. Hy gee ons daardie bewustheid dat ons op die verkeerde pad is, dat ons weer oor moet kies vir hom. En soos ek gehoor het van Doreen, het sy ook telke male oorbegin, vir God weer gekies. Want sy was ook maar net 'n weerlose, gebroke mens, soos elkeen van ons. En vanoggend sê God vir ons, ek gee vir jou nog 'n kans. Jy lewe nog. En daarom moet jy vandag met God regmaak. Daarom moet jy vandag vir hom sê, Here, ek wil oorbegin. Ek wil in u voetspore volg. Ek wil gaan waar u my lei. En dan die ongelooflike hier in vers 5 tot 6, waar God as die gasheer voorgestel word. Deur die doodsvalleie, hier kom ek in God se lig. En ek sit aan by 'n feesmaal. En hierdie feesmaal is nie noodwendig fisiese rykdom, baie kos nie. Nee, dit gaan oor 'n geestelike feesmaal
spirituele krag wat God vir my elke dag gee. Ek en jy moet dit net ervaar. Ons moet ons harte oopmaak sodat hy kan inkom. God seën ons oorvloedig. Ons ontvang al hierdie goeie dinge uit sy hand. Al is ons lewe op aarde swaar, al leef ons in 'n gebroke wêreld, gee hy vir ons hierdie innerlike krag wat ons maar net by hom kry. En dan die laaste vers sê, God is my Vader en ek is op pad na sy huis toe. Ongelooflik, ek is alreeds welkom in sy huis. As jou aardse vader jou dalk al verlaat het, vooruit gegaan het, dan weet jy dat jy altyd 'n Vader het in God. En ek en jy is tuis in hierdie huis van my Here vir altyd. En die ongelooflike is dat ons kan met krag vorentoe gaan, want ons God wag vir ons in ons toekoms. Hy wag vir ons waar ek en jy nog op pad heen is. Wat 'n ongelooflike voorreg dat ons weet dat ons ook vir ewig saam met ons God gaan leef. Hier in Johannes 10 word daar baie klem gelê op ek ken my skape en my skape ken my soos wat ek my Vader ken, sê Jesus. En hierdie woord vir kennis in Grieks verwys nie net na kopkennis nie. So 'n mens kan sê dis maklik om die Bybel te kan uit jou kop sê, om elke Sondag in die kerk te wees, om gereeld jou Bybel te lees. Maar Jesus sê, hierdie kennis is 'n intieme kennis van God. Dit is verhoudingskennis. Soos God my en jou ken as sy skape, wil hy hê dat ons ook hom moet ken. En daarom wil ek elkeen van ons vanoggend weer aanspoor in jou hartseer, dat jy sal begin om 'n diep verhouding met God te bou. En dit is wat vir jou sal krag gee. En die ongelooflike wat ons hier lees in Johannes 10, dat hy sê, ek het my lewe vir my kinders afgelê, en hy kies om dit te doen. En dit is net ongelooflik, dit wys na sy kruisdood. Jesus het gekies om as lam aan die kruis vir ons sondes te sterf. En daarom kan ek en jy vry wees. Kan ons uit genade lewe, kan ons uitsien na 'n lewe saam met God. Wat sou ek en jy vanoggend vir God kon sê? Dat ons bereid is om agter hom aan te stap, soos wat ons in Psalm 23 leer. Dat ons sal leer om na sy stem te luister, dat ons sal onderskeid tref tussen wêreldse stemme, aardse stemme, wat ons koppe volmaak, en sy stem. En al maniere hoe ons sy stem kan leer ken, is om tyd met hom te spandeer. Ek en jy sou vanoggend by God hoor, dat ek en jy herders vir ander mense moet wees in sy gebroke wêreld. Dis waartoe hy ons oproep. Hy sê, ons moet soos Jesus se voorbeeld herders vir ander mense wees. We must be shepherds ourselves. That is the calling that God put in all of our hearts. And this morning I want to challenge you that you start thinking of yourself as a shepherd. That means that you'll have to do things that you perhaps never did before. Dat jy sal moet waag, dat jy uit jou comfort zone uit sal moet kom. Maar onthou, you don't have to be afraid because God is walking in front. You can just follow in his footsteps. Onthou, ons is almal op pad na sy Vaderhuis, soos wat Doreen ons vooruit gegaan het. Ons is altyd welkom by hom. En ek en jy het hierdie ongelooflike belofte, dat ons eendag gaan aansit aan die tafel saam met hom. En daarom sluit ek vanoggend dan ook af met Johannes 10 vers 27 tot 28. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Amen. Kom ons bid saam. Our Heavenly Father, thank you for the wonderful opportunity that we can be here. Thank you that you know each of us.
Thank you that we can be your sheep and that you are our shepherd. This morning, dear God, I pray that you will give each of us the strength to follow in your footsteps, that you will strengthen us, that you will lift us up, that we will see high, that we will be free of earthly things that bounds us, that you will make your voice clear to us, that we will know when it's you that is talking to us. I pray that you will really strengthen our hearts, that you will strengthen our spirits. You know the days to come. You know how difficult it may be. And I pray that in these difficult days that you will really just protect us, that you will give us your peace that can only come from you, that we can't understand with our minds. Thank you that you are our shepherd, and thank you that you are in heaven and that you're waiting for us with all our loved ones. Thank you that because we are your children, we know that we will live eternally with you. Thank you for the wonderful privilege. I pray it in the wonderful name of Jesus Christ, our Savior. Amen. We are going to listen to a song now. You call me out.
I ask Archie Stassen to come to the front to do the acknowledgements, please. Toets net uit. En die hele collega het gevra om vader dan so te doen. Eerstens Dr. Rita Kleiderdier, baie dankie vir jou boodskap. Om te luister dat mense hart weer vol liefde en gemoedsrus kan kry ons so 'n mooi boodskap. Dis lekker om te weet. Dan wil net dankie sê aan Goblas Funeral Services vir al julle dienste. Word baie waardeer. En dan vir elke vriend en familielid wat 'n handjie kom wys, liefde kom wys in hierdie moeilike tyd. Dit is fantasties om sulke liefde te kan wys. En dit sê baie dankie. Nou wil ek net 'n brief lees van Donovan Sutton in Australië. To the strongest, full-hearted, loving auntie. No, I am still in shock how short our journey together was. However, I'm so grateful to have you in my life. I will forever cherish the amazing memories we created together, especially that one night when we stayed up talking and wishing the night would never end. The strong hand we had made over the past 21 years will forever be with me and will never be broken. I want to thank you for your giving me all the unforgettable times together. You will be truly missed and forever hold a soft spot in our hearts. Love, Donovan and Megan. Nou, wij willen graag vragen aan Twenty en Alicia wat ook een brief voor is. Morning everyone. I'll be speaking in English because we have such a huge family and my brother will be speaking in Afrikaans. Okay, so before I start, I only have one rule. You're not allowed to cry while I talk, okay? Can you Celeste? Thank you. Yeah, okay. Okay, so really, at first, I wanted to speak from the heart, because how do you sum such an amazing person up in a few words? But then I thought, exactly, I can't speak from the heart because what if I forget about something? There's so many things I can say. My mom was a beautiful person inside and out. If we're talking about the outside, I was telling my family the last while how many times I would sit in the car if we were driving from home or driving from school or whatever. I would just sit and I would stare at her, stare. And I would just think, what a beautiful woman. I think we can all agree my dad absolutely made a huge catch there because she was beautiful. I found her really extremely beautiful. And the best of all is, it wasn't even just the outside. I think the inside made a very pretty woman just so much more pretty. She was firm but gentle. She knew when to comfort someone and when to tell them they're being dramatic. She was brave. She was ready to fight anyone who did what was wrong. She was the kindest person ever.
She was always, and I mean always, willing to help someone in need. She was also brutally honest. When she didn't like something someone did or said, we already knew that she's definitely going to say something. These are only a few qualities. She also had many, many talents. Jack of all trades. I mean, a comedian is one of them. She used to make me laugh so much. Yes. And if she couldn't do something, she was always willing to learn. She was my anchor, my safe place, and my best friend. I went everywhere with her. I mean, Auntie Josette and Auntie Celeste, two of her favorite friends, can also testify. I came everywhere with her to have sushi, to just have a coffee, anything. And I had gotten so used to it that every time I wasn't invited, I would text Dion and I would tell him, they went out without us, and then we would be mad. My mom really was a spectacular person. I could stand here the whole day and talk about her, and I could already tell you, if you're sitting here today, or the family watching online, she loved you all very much. Like every single one of you had a very special place in her heart. And I believe every single one of us here has a void in our hearts that will never be filled again. But I want to end off by saying that even though she will be missed, she was definitely ready to go. Ek is die eerste keer in 'n baie lang tyd wat ek die woorde het nie. My ma het my uitgebou oor die Here. Dit wat ek verwag nie. Wat ek wel weet, ek lof kan sê, ek is seker almal weet dat my ma 'n eistervrou was. En sy was bang vir niemand en vir niks. Maar alles sit by ons, haar huisgesin gekom het. Selfs op baie ouderdom, sonder dat ek moet vra, my ma vir my gevat. Sy was so braaf vrou dat sy nie eens bang was vir die dood nie. En dit het sy selfs gesê, toe sy en Alisa 'n gesprek gehad het daaroor. En haar woorde was, dat niemand weet wanneer die dag gaan kom nie, maar wanneer dit wel kom, dat sy die dag nie vrees nie, want sy het baie tyd met ons spandeer en gehad, en dat sy daarna tyd sal wees, om aan te beweeg, om verder sommer bietjie te wees en om tyd te spandeer. Al voel ek sy is heel te vroeg weggeneem, het ek op so 'n stukkie afgekom, en is in 1 Tessalonisense 4:13-14. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. En dan ook in Romeine 8:18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal ontbreek nie. Ek hoop baie stukkies beteken vir julle ook iets meer moeilike tyd. En verder kan ek maar net sê, almal weet my ma het 'n baie groot hart van liefde en omgee gehad. En ek gaan vreeslik baie mis. Ons weet nie wanneer ons dag gaan kom nie, maar onthou net, nie skaam wees of teruggaan nie. Gee jou naaste baie liefde, drukkies en soele, en staan mekaar by. Wat ons oor uitvee, is dit weer iemand se tyd om vaarwel te sê. My moeder was en is baie lief vir jou, en sal nooit vergeet wat jy al vir my gedoen het nie. Sal maar vir ewig gaan dra en ons tye sal koester, tot
bly eendag aanbreek. Misbaal klaar, rustig en vrede, en geniet die tyd daarbo in die hemel. En moenie vergeet om net so af en toe op ons ook af te loop en te kyk vir so tyd. Dus dit aan, eigenlijk gaan 'n stukkie voorlees wat ons in Australië geskryf het. Van Leon en Annelien Australië. Doreen. My hart is stikkend om finaal vandag afskeid te neem en voel verlore. Dit voel soos 'n droom, het nie eers kans gehad om te groet nie. My susser, my vriend, my voorbeeld, my skouer. Altyd reg om te bederf. My geskenkie of net 'n vinnige koffie by die loopie. Altyd uitgekyk vir my en my beskerming. Jy het altyd my gerus gestel met die woorde, moenie worry nie, dit is oké. Ek gaan jou baie mis, my liefste sussie, en ons sal weer ontmoet in die hemel. Okay, dis nou vir almal julle om sterk bly. Hierdie is die brief wat my pa geskryf het, my ma. Aan my vrou Doreen, ek wil net begin om vir jou baie dankie te sê vir die kinders wat jy vir my gegee het en baie dankie dat ek vir jou vir 43 jaar kon ken. Ons het baie goeie tye saam as 'n gesin gehad. Die oorseese vakansie was vir ons lekkerste familietye saam. Jy is heeltemal te vroeg van ons al weggevat. Ons sou nooit kon dink dat dit so sou eindig nie. Ek wil ook hê jy moet weet dat ek en die kinders baie lief was vir jou en nog steeds is. Jou plek is nou leeg, dis baie stil sonder jou. Maar die Here weet van beter. As ons hy nou 'n baie spesiale persoon Doreen kom haal vir sy tyd. Jy is nou tussen jou ander geliefdes. Daar is al 'n klomp familie wat vir jou gaan laat welkom voel. Ek mis jou onklaar baie en gaan nog baie moeilike dae vorentoe hê. Jammer as ek jou ooit ontstel het. Baie lief vir jou tot ons weer ontmoet. Jou man Victor en kinders. Totsiens. Die Here van die wil graag, dis wat sê dat ek stap die kerk in die portaal is daar saadjie wat ek wil vat in vir familie asseblief. Jy kan aanplant en jy kan herinner word aan die wonderlike tye saam met die Here. Dan wil ek maar net sê, as jy in die stoep bly, hou die ligte aan. As jy dit verlore laat, die begrafplaas is op die R80 uit Zandfontein begrafplaas. Okay, dankie. Ons gaan nou na 'n video kyk.
nice to meet you. May the winds be always at your back. May the sun shine warm upon your face. May the rain fall soft upon your fields. And until we meet again, may God hold you in his hands. Amen. Ek gaan die draers vra om na vore toe te kom. Antonie Vieira, Victor, Archie Stassen, Archie Sutton, Tina Snell en Jaco Lensley. Skus, so jammer. Goed, so die draers dan nou is Antonio, Victor, Arlindo da Costa, Sergio, Paul Sutton en William Sutton. Kom ons staan asseblief.